Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan korting toegestaan en die invloed van BTW wanneer korting toegestaan word. As ons kyk na die eerste inskrywing, is goedere verkoop op die 1 Maart vir R1.482. Dit beteken dat die debiteur moet vermeerder met die volle R1.482, want hulle skuld die verkoopprys aan die besigheid sowel as die BTW. En daarom is die debiteur kontrole 'n 114% rekening, want dit sluit BTW in. Op hierdie 1482 moet bereken word watter gedeelte is verkope sonder BTW. So ons sal die 1300 vat maal 100 op 114 en bepaal dat die verkope gedeelte, dit is die inkomste vir die besigheid waarmee die wins van die besigheid sal vermeerder, gaan gekrediteer word met 1300. Dan vir die BTW uitset, om te bepaal hoeveel geld is namens SAID ingevorder, gaan ons die 1482 vat en maal met 14 op 114 en dit beteken dat die besigheid R182 namens die SAID ingevorder het. Die besigheid gaan hierdie R182 aan die SAID moet oorbetaal voordat die debiteure hulle rekeninge betaal het. Daarom is die BTW uitset 'n las vir die besigheid. Indien die tjek uitgemaak word om te betaal aan die SAID, gaan die bank gekrediteer word met die volle R182 en BTW uitset sal gedebiteer word met die R182. Dit wil sê, alhoewel die besigheid nog nie die geld gekry het van die debiteure af nie, is hulle verantwoordelik om die BTW wat namens die SAID ingevorder word, oor te betaal aan die SAID. As ons nou kyk na die volgende inskrywing, is daar 'n aanduiding dat die persoon betaal, maar nou kry hy 10% korting. Dit is baie belangrik om te bepaal of die uitstaande skuld beskikbaar is en of die bedrag wat jy ontvang gegee word. Want afhangende van watter inligting jy gebruik, sal die berekening op verskillende maniere gedoen word. As ons gaan kyk na die berekening vir hierdie korting wat toegestaan word aan Kloete, sal ons sien dat die totale skuld gaan nou vereffen word en die totale skuld is 1482. Korting wat toegestaan word is 10% op dit en dit gee vir ons R148.20. Die bedrag wat ons gaan ontvang gaan net 90% wees van die totale uitstaande skuld. Wat baie belangrik is hier is om te besef dat ingesluit in hierdie R148.20 is BTW wat nou nie namens die SAID ingevorder is nie. So die totale bedrag vir BTW is oorbetaal toe die goed verkoop is, die 182. En nou het die hele 182 nie ingekom nie, want omdat daar korting toegestaan is, beteken dit dat daai R18.20 is nie ingevorder op die 182 nie. So ons sal die totale korting neem, R148.20, dit sluit BTW in, maal met 14 op 114 en dit beteken die bedrag wat teruggeëis kan word by die SAID gaan R18.20 wees. Die bedrag wat as korting aangetoon gaan word, gaan 148 maal 100 op 114 wees, wat dan vir my R130 gee. So die R148.20, die totale bedrag is nie 'n uitgawe vir die besigheid nie. Die BTW moet eers afgetrek word, want hierdie geld is nie ingevorder nie, en dit beteken SAID kan dit nie meer ontvang nie. As ons nou gaan kyk na die inskrywing in die algemene grootboek, dan sien ons dat die debiteur moet verminder word met die totale bedrag, want die totale bedrag se skuld moet verminder, aangesien dit ter vereffening van sy rekening is.
Van die totale skuld sal slegs R1.333,80 ontvang word wat in die bank gedebiteer sal word. Die korting gedeelte word dan verdeel tussen watter gedeelte verloor die besigheid wat die winste sal minder maak, so die uitgawe vir die besigheid sal R130 wees. En die BTW uitset wat teruggeëis kan word by SARS gaan dan wees R18.20. Die volgende keer wat die besigheid geld moet oorbetaal vir BTW aan die SAID, sal hierdie R18.20 afgetrek word van die totale bedrag, omdat dit nie namens die SAID ingevorder is nie. Wat het ons vandag geleer? Wat het ons vandag geleer? Wanneer goedere verkoop word, word die totale BTW op die verkoopprys aan die SAID oorbetaal, selfs wanneer die debiteur nog nie sy skuld betaal het nie. Dit beteken die besigheid is verantwoordelik om die BTW oor te betaal binne in die 2 maande tydperk waarin die besigheid BTW oorbetaal. Wanneer korting toegestaan word, beteken dit dat die BTW nie namens die SAID ingevorder is nie en dat die BTW dan teruggeëis kan word van die SAID. Die korting toegestaan is die werklike uitgawe vir die besigheid en dit is die verlies vir die besigheid wat die winste van die besigheid sal verminder. Korting toegestaan kan nooit BTW insluit nie, aangesien die BTW teruggeëis word. So enige inkomstes en uitgawes wat in die wins en verlies of in die staat van omvattende inkomste getoon word, sal nooit BTW insluit nie, omdat die BTW uitgehaal word. Dit beteken alle uitgawes en alle inkomstes is altyd die 100% bedrag BTW uitgesluit.